Is in ons lydenswegpad en wat 'n voorreg om dit saam met elkeen van u te stap. Dis nou al 'n bietjie meer as 10 dae vandat ons saam stap ook van as Woensdag af en ons volg maar ook in die spore van die vroeë kerk wat die 40 dae plus Sondag voor die Golgotha oomblik en voor die leeggraf eintlik begin stil raak het om hierdie pad te stap. Ons kom vandag by die derde ek is uitspraak. Ons fokus in hierdie tyd op dit. En ons het begin deur te sê, om deur te hoor dat Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld en ons het verlede week gehoor, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En nou kom ons vandag by enetjie in Johannes 10 wat baie maklik opgesluk word deur die volgende ek is. Die volgende ek is waar die Here sê ek is die herder. Partykeer wanneer hy 'n paar verse voordui dit sê, wanneer hy sê ek is die hek van die skaapkraal, of ek is die poort, of ek is die ingang, dan gooi ons dit saam met ek is die herder. En eintlik het dit 'n heeltemal ander betekenis. Ons lees vandag dan uit Johannes 10, maar vreemd genoeg, ons begin by die laaste verse van Johannes 9. Jy gaan duidelik sien as jy dit so saam lees, dis een gesprek. Johannes 10 gebeur ook oor Johannes 9. Ons begin lees in Johannes 9 vanaf vers 35, die 2020 vertaling op 121 bladsy, 121 van die Nuwe Testament. En dit volg op 'n oomblik waar Jesus, waar ons 'n paar weke terug gehoor het, 'n blinde man genees het, wat nog nooit kon sien nie. Hy was van sy geboorte af blind, kon nog nooit sien nie. En dan lees ons vers 35, Jesus het gehoor, dat hulle hom uitgeban het. En toe hy hom raakloop, het hy gevra, glo jy in die Seun van die mens? En hy het geantwoord, wie is hy, meneer? Sodat ek in hom kan glo. En Jesus het vir hom gesê, jy kyk na hom, hy wat met jou praat, dit is hy. Toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid, en Jesus het gesê, terwille van 'n beslissing, het ek na hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, blind kan word. Van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is tog nie ook blindes nie. En Jesus het vir hulle gesê, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle om sien, en daarom bly julle in julle sonde. Amen, amen, ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy vir hulle sê nie. Jesus het toe weer gesê, amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan, en veiding vind. 'n dief kom net steel, en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek lees volgend, net tot hier geliefdes. Ek wil, voordat ons saam sing, wil ek hê, dat terwyl ons so bly sit, dat ons oë sluit vir 'n oomblik.
Here, ons praat nie net met U as ons saam bid nie. Ons praat nie net met U as ons oë toemaak en stil is nie. Dwars deur die dag, Here, is daar dikwels gesprekke tussen ons en U. En soms in situasies waar ek my oë nie kan toemaak nie, agter die stuurwiel, terwyl ek besig is, terwyl ek van die werk afkom, terwyl ek op pad is werk, terwyl ek 'n oomblik by die werk in stilte het, terwyl ek kos maak, terwyl ek afskaal om gereed te maak om te gaan slaap. Ek praat nie net met U, Here, wanneer dit reg en gereed voel om dit te doen nie. U is elke dag by my. Ek lewe in U teenwoordigheid, Here. Alles wat ek doen, doen ek tot die eer van U naam. En ja, Here, ons praat ook met U as ons soms goed nie verstaan nie. As ons bang is, bekommerd is, angstig is. As ons teleurgesteld is, seer kry, benoud is. Ek praat met U oor goed, Here, wat ek met niemand anders oor praat nie. En dankie dat ek dit kan doen. Dankie dat ek weet U luister. Dankie dat ek weet U ken my naam, Here. Dankie dat ek weet ek kan U altyd vertrou. Soms, Here, kom die antwoord nie soos wat ons dit verwag nie. Soms loop dinge in 'n ander rigting in. Soms val dinge in 'n ander prentjie in. Soms, Here, val die stukke in mekaar in soos wat ons dit nie beplan het nie. Maar wanneer U antwoord, doen U dit op 'n kosbare manier. Juist daarom bid ons vanmôre vir mekaar. Ons bid ook vir hulle wat siek is, Here. 'n Groot deel van die gemeente op hierdie stadium ook, van hulle net siek met 'n gewone siektes in hierdie tyd, van hulle met COVID, Here. Van hulle besig om aan te sterk in 'n hospitaal na 'n prosedure. Dankie, Here, dat U ook in hulle lewens die groot geneesheer is. Dankie dat ons ook vir ons mense kan bid wat ver is. Ons hartsmense, Here, daar waar ons groot geword het. Ons mense oor wie ons soms bekommerd is. Ons mense na wie ons baie keer diep, diep verlang. Ons weet, U is ook daar by hulle, waar ons nie altyd kan wees nie. Dankie dat ons vir ons gemeente kan bid. Dankie, Here, dat ons saam kan aanbid. Dankie, Here, dat ons mekaar se familie kan word. Dankie vir die voorreg om mekaar te ken, om saam met mekaar te staan, om vir mekaar te bid, om vir mekaar die laste te dra en die vragte van die skouers af te haal. My lewe is tyd wat ek in U hand spandeer, Here. U lei my. En dankie vir elke geleentheid om dit te wys. Spreek my dan ook vanmôre deur U woord aan, Here, en laat ek weer eens besef wat dit beteken om te hoor en te bely dat U die poort is. Ek hoef niks saam te vat nie, Here. U het my volledig verlos. Amen. As die mense 'n bietjie meer wil weet van die tyd van Jesus, van die agtergrond en die geskiedenis van toe hy geleef het, is daar 3 bronne waar jy dit kan uitvind. Eerstens is die woord van die Here, die Bybel. Hoe meer jy jou Bybel lees, hoe meer gaan jy agterkom wie hy was. 'n Tweede bron is geskrifte wat in daai tyd gekom het, geskryf dikwels deur mense wat hom nie gevolg het nie en nie Christene geword het nie. En 'n derde bron is die opgrawings, argeologiese bevindinge, ouens wat gaan krap en versigtig grou en diep krap.
En al drie bronne speel 'n groot rol. Natuurlik is die Bybel die woord van God die primêre bron. En soms dink ons kan praat oor Jesus of oor die Here sonder om die Bybel te lees. Jy gaan agterkom jou woorde raak op. Die geskrifte van daai tyd, dikwels deur Jode geskryf, is net so belangrik, want al het hulle nie volgelinge geword nie, bevestig hulle geskrifte van een kant af, wat ons in die Bybel lees. Bevestig baie keer dat dit wat ons hier voor ons lees in die woord van die Here waar was. Maar die opgrawings, dis interessant en jy kry baie goed daaruit. In 1961 was daar 'n kalksteenplaat ontdek in Judea, die destydse Judea, met Pontius Pilatus se naam op, saam met die keiser van daai tyd, Tiberius se naam, wat weer eens bevestig dat hy wel gouverneur of prokurator was in die tyd van Jesus. Dit wat afgespeel het, is nie uit duime uitgesuig nie. Dit het gebeur. Maar onlangs was daar 'n groot fonds gewees in Sirië. Hulle het 'n spulgrafte oopgegrawe en agtergekom, hier is beendere, van die beendere was 'n bietjie van mekaar verwyder, maar daar was veral een graf wat hulle oopgegrawe het, waar die beendere nog redelik by mekaar gelê het, en hulle kon agterkom in die grootte van die beendere, dit moes 'n man gewees het. En in sy hand, in die beendere, was daar 'n goue muntstuk vasgeklem, en dadelik het almal geweet, dis 'n Griek. Dis 'n Griekse ou wat hier begrawe is. Hoekom? Want hulle het altyd reisgeld saam met hulle gevat. Nou kan jy vir hom waarskynlik sê, maar hoor hier, en ons sê dit graag vir mekaar, as jy dag jou oë hier toe maak, vat jy niks saam nie. Jy los alles net hier, en ons sê dit gereeld vir mekaar. Vir alles party mense baie het en ek het min, dan dink ek, jy gaan alles hier los. Jy vat niks saam nie. Maar die Grieke het reisgeld saamgevat. Nie vir die reis hier nie. Vir die reis nadat hulle doodgegaan het. Hulle het geglo jy gaan op 'n reis na die onderwêreld toe. Hulle was nie op pad hemel toe nie, hulle is op pad onderwêreld toe. Hulle het dit Hades genoem. En vir hierdie reis moet jy deur 'n paar riviere gaan. Dis 'n hele reis. Die eerste rivier, het hom genoem die Lethe. Dit was 'n maklike rivier om deur te stap. Jy kon knie diepte deurstap. En om jouself binne-in skoon te maak, moes jy 'n paar van hierdie watertee vat. Jy moes 'n bietjie uit die rivier uitdrink, dan was jou binneste skoon. Gereed vir Hades. Die tweede rivier, Phlegeton, was 'n bietjie moeiliker, was amper soos 'n vagevuur. Dit was 'n rivier waarin jy geskroei was, hoe dit ook al sin gemaak het. En jy moes stadig deur hierdie rivier stap, sodat jy buite ook geskroei kon word van al jou skuld en sonde, sodat jy ook so skoon kon wees soos wat jy nou binne is. Maar die derde rivier, dis waar die moeilikheid gelê het. Dit was 'n diep rivier. Jy kon nie deurstap nie. Daar was een bootjie met een skipper om jou oor hierdie rivier te kry. Aan die ander kant van die rivier was die groot poorte waardeur jy moes gaan, Hades. Hades sê ek was aan die ander kant van die rivier. Die skipper se naam was Charon. En jy moes Charon betaal om oor hierdie rivier, die Styx, te gaan. En afhangende van wat jy in jou hand gehad het, of onder jou tong, hulle het baie keer die muntstuk daar gesit. Afhangende van wat jy gehad het, dit bepaal of jy vinniger of baie later eers oor die rivier gaan word. As jy die hande opgedaag het by Charon, sou jy der ewigheid op daai rivierwal bly staan het in die skemerwêreld tussen dood en lewe. Want Charon vra geld. As jy met 'n silwer muntstuk opgedaag het, sou jy geholpe geraak het, maar na die ouens wat met 'n goue muntstuk opdaag. So hierdie ouetjie wat hulle opgegrawe het, sy pad was oop. Goud het gepraat. Hy kon eers aan die ander kant gewees het. Maar as jy uiteindelik op die bootjie beland het en dit was jou beurt,
en jy nader die poorte van Hades, was daar een monster vir wie almal bang was. 'n 3-kophond. En daai 3-kophond het gesorg dat die dooies aan die ander kant bly en die lewendes nie daar kom nie. Daai 3-kophond was wispelturig. Hy kon jou op 'n slegte dag ook verorber. So as jy nou klaar jou geld betaal het en jy's op hierdie bootjie en Caron vat vir jou, het jy gehoop daai monster is in 'n goeie by. Was 'n sinitergende storie om as 'n Griek dood te gaan in daai tyd, was dit nie. Was nie maklik geweest nie. Jy moes koopkrag gehad het. Jy het waarskynlik gewonder, is dit genoeg? Hoe lank gaan ek wag? Hoe lank gaan ek staan? En as ek uiteindelik op daai bootjie is, gaan ek deur die poorte aan die ander kant kan kom sonder om groot moeilikheid te kry. Kerberos was die hond se naam. En hulle was baie bang vir hom. Nou kan ek en jy vandag hier sit en ons kan 'n bietjie glimlag oor hierdie Grieke. Dis eintlik snaaks as 'n mens hoor die stories wat hulle gehad het en hulle gee hulle self uit as die groot filosowe en die groot denkers en 'n mens wonder, hoe kry 'n mens vasgehou aan iets wat eintlik soveel vrees in jou hart koppel, ook oor dit wat hierna kom. Ons moet nie te breed glimlag nie. Ons moet nie ons koppe meerwaardig skud nie. Want ek hoor soms dat mense wonder, is genade regtig genoeg? Wat gebeur as ek met leë hande by die poorte opdaag? Wat gebeur as ek daar kom en ek het nie my sertifikaat van verdienstelikheid nie? Die sertifikaat wat sê ek was 'n goeie gelowige. Ek het altyd vaste vertroue gehad. Ek het onwankelbaar gestaan. Ek het die regte goed bely, regte goed gesê, regte goed gedoen. Ek was 'n eerbare mens. Ek het 'n goeie lewe gelei. En in Fariseer woorde, ek was baie keer beter en nader aan God as die spultollenaars hier om my. Daar was 'n ou halleluja liedjie wat toentertyd gesing is. En sy woorde het gegaan, moet ek gaan met leë hande en so my Heer ontmoet? Want eintlik wil ons graag ons sertifikaat van verdienste saamvat. Ons wil gaan wys wat ons gedoen het, in dankbaarheid. Ons wil gaan wys dat ons die tyd gemors het, dat ons lewe dikwels beter was as baie mense wat ons omring het. In Jesus se tyd het mense hulle skape in 2 tipes krale gejaag. Die eerste tipe wat jy gekry naby groot sentrums, naby groot stede, was 'n massiewe kraal, dikwels grondwalle wat gestoot was, of 'n dik muur wat gebou was met 'n hek. En dit was so groot kraal dat dit meer as een kudde kon hou. En wat gebeur het in die aand daar? Het 'n klomp herders gekom met hulle kudde en almal saam hulle kudde daar ingejaag. En die herders kon of daar by hulle kudde bly slaap het of hulle kan ander verblyf gekry het, want een van hulle was gekies gewees om by die hek te sit. Hy was 'n hekwagter of 'n poortwagter. So daai skaapkraal was so groot dat daar tientalle kuddes op een slag in hom was. In die oggend na die nag verby is, het die herders gekom en dan 'n wonderlike ding gebeur. 'n Skaap is slimmer as wat jy dink. Dan het 'n herder gewoonlik sy skape geroep en hulle het sy stem herken en tussen al daai skape in daai kraal kon hulle uitkom. Kudde vir kudde vir kudde. Moenie vir 'n oomblik dink as jy 'n vreemdeling was en jy roep 'n skaap daar, sou hulle kom nie. En so het dit gewerk daar. Groot krale, een ou wat die hekwagter was, daar's klomp vertroue.
Daar was vertroue in die hekwagter dat hy nie mense sal toelaat daar wat nie daar moet wees nie. Daar was vertroue by die skape om as hulle herder roep met sy bekende stem om te gaan en te weet ons is veilig. Daar was ook 'n tweede tipe kraal. Nou gewoonlik was die weiding rondom die stede met hierdie groot krale eerste op. Moes jy dikwels dieper die veld intrek in onherbergsame gebiede om kos vir jou skape te kry en dis daar waar dit moeiliker begin raak. Want nou was die krale nie. Partykeer het 'n herder as daar genoeg klippe was, terwyl sy skape bedagswyf vinnig 'n kraaltjie probeer bou. As daar iewers takke was, is vol takke bymekaar gegooi om iets te skep, 'n skuiling. Maar die goed het nie hekke gehad nie. As die skape in die nag in daai skuiling ingedruk was, het die herder self die hek geword. Hy het in die ingang gaan sit of lê om daar te slaap, om sy skape veilig te hou. Al hierdie goed het 'n groot rol gespeel as agtergrond vir wat nou hier gebeur in Johannes 9:10. Jesus genees 'n blinde man, hy kon nog nooit sien nie, maar hy maak 'n fout. Hy genees hom ongelukkig op die Sabbat. En die Fariseërs is dadelik daar. Dadelik op hom. Hoe durf hy? Vir geen oomblik vier hulle fees omdat hierdie blinde man nou kan sien nie. Maak nie saak nie, het speel nie 'n rol nie. Hulle fokus op die feit dat dit op 'n Sabbat gebeur het. En om Jesus eintlik by te kom en om te straf, doen hulle iets. Hulle verban hierdie jong man uit die tempel uit. Nou wil ek vir jou sê, voorheen was hy nie welkom in die tempel nie. Want dit was 'n ou Joodse reël, baie mense verskil daaroor, maar dit lyk tog asof dit was, dat daar geen mense met gebreke in die tempel mag gekom het. Hulle mag miskien tot by die voorhof van die heidene gekom het, maar nie verder. So sy hele lewe lang was hierdie man, toe hy blind was, nie welkom in die huis van die Here nie. En nou dat hy kan sien en hy kan ingaan en hy kan daar wees, nou kom die Fariseërs en hulle verban hom. Hulle sou sorg en toesien dat hy deur geen tempelpoort kom nie. Gewoonlik het hulle nie die poorte opgepas nie, die Lewiete en die priesters onder leiding van die Sadduseërs het dit gedoen. Maar die Fariseërs het almal altyd dopgehou om te kyk wie doen waar wat verkeerd. En hulle sou toesien dat hierdie man nie deur die poorte gaan nie. Maar dan kruis sy pad weer met Jesus. Jesus gaan agter hom aan. Want toe die Here hom genees het, het hy spoegmodder in sy oë gesmeer en gesê, gaan was jou oë, en ek het hom nie weer gesien nie. Nou gaan hy agter hom aan, en nou wil hy by hierdie man eintlik weet, glo jy in die seun van die mens? Glo jy in die seun van die mens? En dan vra hierdie man, wie is hy? Sodat ek in hom kan glo. Hoor jy wat sê hy eintlik? Sê asseblief vir my, wie is hierdie persoon? Want ek wil die geloof wat klaar in my leef, uitleef. Dis iets wat ek en jy nie altyd regkry nie. Ons praat van 'n geloof wat in ons leef. Ons praat van woorde waarmee ons bely. Maar die goed kom nie altyd by ons hande en voete en monde uit nie. Sê vir my wie hy is, sodat ek in hom kan glo. En dan daai kosbare woorde. Jy sien hom. Hy staan hier voor jou. Dis hy wat met jou praat. En dan sê die man, ek glo. En hy het hom net daar aanbid. Wat gebeur hier? Jy gaan 'n deur voor hom open, wat
wat niemand ooit weer sou kom toemaak nie. Voor hom staan nie 'n tempelpoort wat hy moet smeek om deur te gaan nie. Voor hom staan die poort, die weg, die ingang, die deur, maak nie saak hoe jy hom noem nie, die hek. Gebruik enige woord. Voor hom staan een wat nie net sy herder is nie, maar ook sy ingang. Soos die herder en daai saamgeflanste kraaltjies diep in die veld, nie herder was nie, maar ook ingang. Dis wat die Here hier vir ons sê. Ek is die hek vir die skape. Nou wil ek vir jou sê, as iemand in 'n gewone gesprek jou 'n skaap noem, is dit nie noodwendig 'n lekker ding om te hoor nie. Ons vererg ons oombliklik. Iemand noem my 'n skaap, en dadelik word die illusie gemaak dat ek dom is, en redeloos, en rigtingloos, onnoosel. Maar hoor my vanmôre. As die feit dat ek 'n skaap genoem word, beteken ek kan daai herder volg. Noem my 'n skaap. Doen dit met 'n glimlag. Dis 'n voorreg en 'n eer om die titel te dra. Die Here sê 'n mooi ding voor die Fariseërs. Hy sê ek is die hek vir die skape. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hulle gaan in, hulle gaan uit, hulle gaan soek veiding. En dan volstaan hy en hy sê, ek is dit, sodat hulle lewe in oorvloed kan hê. Wat 'n kosbare beeld. Ek is die ingang, sodat hulle in die aand veilig kan slaap. Ek is die uitgang, sodat hulle bedags volledig versorg kan word. Wat 'n kosbare beeld. Wat 'n sterk woord om vandag in my hart vas te maak. Ek is die poort, sê die Here. Ek is die hek. Ek is die ingang. Veiligheid en bewaring as dit donker is. En oorvloed as dit lig is. Hierdie ingang was ook die toets vir die waarheid. En dis hier waar die Fariseërs toe deurloop, waar die Here eintlik sê, julle sien, maar eintlik is julle blind. Want die Here sê, iewers het iemand probeer oor 'n muur klim, en hulle het in hierdie skaapkraal beland, en hulle het met hulle stemme probeer soek, maar die skape ken julle nie. En niemand gaan julle volg nie. Maar hulle ken my stem. Ek is die poort, sê die Here toe daai dag. Wat 'n kontras teenoor die Fariseërs wat die tempelpoorte opgepas het. En wat 'n kontras teenoor die Grieke wat gesê het, as daar 'n goue munt in jou hand is, kan jy ons poorte nie kom besoek nie. Geen see nie terg in die storie nie. Geen rivier wat deurgegaan moet word nie. Geen 3-kop hond wat jou kan skade doen nie. Geen goue muntstuk in jou hand nie. Want die poort het lankal gesê, ek is genoeg. My genade is vir jou genoeg. So maak ook jou hand. Laat gaan wat jy ook al wou saamvat. En my apologie aan die Halleluja lied. Met leë hande moet ons daar opdaag. Amen. In my kop, Here, sien ek al hierdie saamgeflanste kraaltjie.
met bietjie klippe en bietjie doringtakke. En ek sien die kudde in die donkerte in daai kraaltjie. En ek hoor van die diewe om die kraaltjie en ek hoor die wolwe huil op afstand. En ek sien die herder wat in daai ingang sit en sê, ek is die ingang. Dankie Here, dat ek met leë hande mag opdaag. En dankie Here dat my lewe in dankbaarheid gelei kan word, omdat U genade genoeg was. Amen. Een van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elkeen bly wees.